Daar's iets wat ek oor en oor by Jesus se lewe raak sien. Die tafels wat hy dek, is nooit die eindpunt nie. Daar waar hy met mense bymekaar kom, is 'n beginpunt. Nou Jesus het hierdie wonderlike manier gehad om mense bymekaar te bring. Hy skep 'n spasie waar almal kan ontspan, lekker kan asemhaal, kan eet, kan praat. Ja, voel hulle behoort. Maar dit bly nie net daar nie. Hy stuur hulle uit. Paulus sê, geloof, hoop en liefde bly. En liefde bly nie omdat dit vassteek nie, maar eintlik omdat dit aanhou beweeg. Dis 'n manier van bly. Die tafel waar ons bymekaar kom, vorm ons. Maar dit hou ons nie vas nie. As ek na Jesus se lewe kyk, sien ek hierdie ritme oral. Hy nooi mense in en dan stuur hulle weer terug die wêreld in. En hulle is anders as wat hulle tevore was. Nadat hulle by hom was, het hulle geleer wat dit is om in liefde te wees en dan uit te beweeg en in liefde te bly. Na sy opstanding sit Jesus weer saam met sy disippels en eet. Hy breek brood, hy maak plek vir herstel. Hy gee vir Petrus 'n tweede kans. En dan sê hy die woorde, groot woorde. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek vir julle. Die tafel word 'n draaipunt. Dis meer as net 'n skuilplek waar ek kan veilig voel. 'n Skuilplek by die liefde. Dis eintlik 'n vertrekpunt van die liefde. En dan kan Leefie. Jesus sien hom, hy eet saam met hom, hy herstel sy waardigheid. En wat doen Leefie toe? Hy dek sy eie tafel en hy nooi ander mense uit. Mense wat ook buite gestaan het. Liefde vermeerder wanneer dit gedeel word. Dit laat my dink oor my eie lewe en hoe ek met my lewe werk ten opsigte van liefde. Want ek is ongemaklik met geloof, wat ek partykeer voel ek moet dit uitbasyn. Ek voel meer gemaklik met die privaat bly, met daai veilige spasies, met tafels waar liefde vir my, ek wil eintlik sê, beheerbaar voel. Maar Jesus skuif telkens die rand van hierdie tafel van my uit. Dis asof hy sê, dit wat jy hier ontvang, is bedoel vir daar buite, vir almal, maklik en moeilik. Die liefde wat by die tafel gevorm word, wil my hele lewe beïnvloed. My werk, my besluite, my manier van praat met mense, my manier van luister na mense. Nie noodwendig oordadig of dramaties nie, net intentioneel. So vra vandag saam met my. Waar het liefde al gekom by 'n tafel in my gevorm? Maar nie noodwendig deur my lewe na ander toe gegaan nie. Wie staan dalk net buite my wêreld, net langs my tafel, hierdie bekende tafel van my? Nie noodwendig op soek na antwoorde nie, maar net na my teenwoordigheid, my daar wees, die liefde wat by my bly, daardie liefde, regverdigheid of hoop. So kom ons beoefen dit. Vandag, dra jou tafel saam met jou. Neem vandag 'n houding van luister en oop wees in, saam met jou in jou gewone lewensspasies. Kom ons kies met integriteit. Ons laat toe dat liefde, en nie ons eie gemak nie, daardie besluit rig. Ja, breek hy sirkel oop. Sluit iemand in wat maklik misgekyk of uitgesluit word. En partykeer doelbewus deur jouself en myself. Ons verlaat nie die tafel om liefde agter te laat nie, of net selfsugtig vas te hou nie. Ons gaan juis omdat die liefde in ons is en saam met ons gaan. En soos ons gestuur word, om in soms ongemaklike spasies en onvoltooide stories teenwoordig te wees, ontdek ons weer. Die liefde bly en is reeds daar aan die werk. Kom ons bid saam. Liefdevolle God, dankie vir u liefde in, maar ook deur ons. Saam met u beweeg ons verder as ons eie tafels. Laat u liefde bly in Jesus naam. Amen.